Is dit nie so dat ons voortdurend ons lewens beoordeel nie? Ons beoordeel gebeurtenisse, ervarings en situasies en ons besluit vinnig of iets goed of sleg is. Wanneer dinge volgens plan verloop, dan noem ons dit 'n seën. Wanneer dinge moeilik raak, noem ons dit 'n ramp. Hierdie manier van dink voel natuurlik, maar dit kan ook baie druk op onsself plaas. Die waarheid is dat ons baie min van die groter prentjie kan sien, nê? Ons kyk na die lewe deur die lens van die oomblik waarin ons staan. Wat vandag soos verlies lyk, kan later 'n nuwe pad oopmaak. Wat vandag soos 'n teleurstelling voel, kan later 'n nuwe rigting bring. Die skrif herinner ons aan hierdie dieper werklikheid. In Romeine 8. Ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir die wat na sy voorneme geroep is. Hierdie vers sê nie dat alles wat gebeur goed is met ons nie. Daar is dinge in die wêreld wat regtig gebroke is. Wat die skrif wel sê, is dat God selfs deur gebroke dinge kan werk. Hy kan selfs uit moeilike seisoene nuwe lewe laat groei. En hier's waar die praktyk van vertroue begin. Wanneer iets gebeur wat jy nie verstaan nie, is die natuurlike reaksie om dit te oordeel, 'n onmiddellike oordeel te maak. Ons verklaar die situasie as rampspoedig of onregverdig. Soms raak ons so vasgevang in hierdie oordeel, dat ons nie meer kan sien hoe die Here nog in hierdie situasie kan werk nie. Maar geloof vra soms iets anders van ons. Dit vra dat ons stadiger oordeel vel. Wanneer jy vandag deur 'n moeilike situasie gaan, wil ek jou nooi om nie onmiddellik te besluit wat dit beteken nie. In plaas daarvan kan jy dalk hierdie gebed bid: Here, ek verstaan nie nou nie, maar ek vertrou dat U steeds werk. Hierdie gebed verander nie die situasie onmiddellik nie, maar dit verander hoe jy daarin staan. Jy begin ruimte maak vir die moontlikheid dat God op maniere werk wat jy nog nie kan sien nie. En die Psalms gee vir ons taal vir hierdie soort vertroue. Psalm 37, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal dit uitvoer. Om jou weg aan die Here oor te gee, beteken nie dat jy ophou dink of ophou onderskei nie, dit beteken dat jy ophou om die finale oordeel oor jou lewe te vel, voordat God sy werk klaar gedoen het. Vandag kan jy hierdie praktyk beoefen, deur die dag. As iets oor jou pad kom, dit ontstel jou, dit stel jou teleur dalk, dis moeilik. In plaas daarvan om te sê, dit is goed of sleg, vra Here, ek weet nie wat U hieruit gaan maak nie, maar ek vertrou dat U nog werk. Help my om te groei in my geloof. So kan ons stadig leer om die lewe saam met die Here te leef, selfs wanneer die verhaal nog nie klaar geskryf is nie. Dankie Here, dat U hierdie begeertes van ons hart hoor, en dat U verstaan wanneer ons die situasies en ervarings van ons lewe probeer beoordeel. Maar ons wil dit in U hande oorgee, en U vertrou. In Jesus naam, amen.